Goeiemorgen broers en sisters. Hartelijk welkom in die huis van die Here. Dis die 4de Advent Sondag vandag en ons is 'n week weg van Kersfees af. Ons vertrou dat u dan volgens saam met ons sal geniet. Dat die Here vir ons hier sal dra. Ek gaan gou dit afval vir 'n tydjie net. Dan dit is klaar kort en al en nog gedeelte van die gesig soek nog weg. Sal hom later weer opsit. Graag wil ek aan die volgende afkondigings namens die Eerbare Kerkraad. Ons Kersfeesdiens 25 Desember begin om 9 uur. Ons vra asseblief dat ons lidmate moet registreer via die link wat later vanmiddag beskikbaar sal wees. Indien u nou nie toegang het tot die internet of so nie, gaan nou die link dan nou nie ontvang nie, want is nie op die WhatsApp groep of so nie, dat u dan asseblief sal kontak maak en dan sal met my registreer of dan eers seker maak dat daar wel plek is. Ons kan nie lidmate toelaat wat se naam nie op die registrasielys is nie, omdat ons moet bly hou by die reëls en relasies van ons land. Een van die dinge wat ons as Christen moet uitoefen as gehoorsaamheid, en die Here vereis van ons dat ons gehoorsaam moet wees ook aan ons land se wette. So ook vir die gesondheid en die persoon wat dan diens aan wees vir sy gesondheid ook, kan ons nie meer as 50 mense toelaat nie. Daarom vra ons vir u dat u asseblief sal seker maak eers of daar wel plek is voordat u net kerk toe kom. Nee, ons kan nie op iets, soos hulle sê, en aanvaar Saterdagoggend nie. Ons vra ook dat ons lidmate asseblief sal bly hou by die versoek dat u vanaf 7:30 al sal kom vir registrasie. Dit is baie belangrik dat ons diens 9 uur kan begin, dat u 7:30 al reeds begin aankom vir registrasie. Ons sal die registrasie opbreek in 2 punte, dat u dan nou by die hoofingang en dan by die saalsingang ook kan registreer. Die kerkraadslede sal registreer by die ingang hierso, by die kerkraadsingang, sal u kan registreer. So dit sal 3 punte wees vir registrasie. Ons sal op 3 verskillende plekke mense wat dit vir kan registreer. Ons sal vir aanwys waar die moet gaan, want het sal aan opgebreek word in van, so ons sal sê bijvoorbeeld A tot G by die hoofingang en dan die res by die saalsingang en die kerkraadlede natuurlik hier by die ingang hier. Ons vra weer eens almal se samewerking sodat ons godsdiens op tyd kan begin. Ons dienste by die kerk sal hê vanaf die 26 Desember tot en met die 2 Januarie 2022 nie. Dienste sal dan voorstaan vir daai 2 Sondag en die middernagdiens, online dienste wees. So u sal dan via WhatsApp die dienste ontvang. Ons betrek ons meer gevoel met die volgende families. Met die Peterson en Adams families, met die ingang van Suster Via Peterson, met Suster Morris en familie met die ingang van haar suster, as ook met Suster Bailey met die ingang van haar suster. Ons vertrou dat die Here die families sal vertroos en versterk in die tyd van rou. Ons het geen name ontvang vir voorbidding nie, maar ons gaan oorgaan op voorbidding en ons vra vir Suster Kutsie om dan vir ons die siekegebed te doen. Onze Vader, wat in de hemel is. Heer Jezus, in de morgen uur, Heer, kom ons, Heer, om voor u te komen bid, Heer. Heer, ons kom met dankzegging in ons hart, Heer.
Here, ons sê baie dankie vir nog 'n geleentheid, Here, om hier in die huis van aanbidding te kan wees, Here. Here, mag gedenk aan hulle, Here, wat nie so gelukkig is as ons nie, wat graag hier wil wees, maar weens siekte toestande kan hulle nie wees nie, Here. Selfs is baie van ons wat vanmôre in die gebou sit, Here, wat ook nie so gesond is nie, Here. Maar ons sê baie dankie dat hulle kon opgekom tot hier, Here. Here, maar ons kom bid vir elkeen wat siek is vanmôre, Here, of wat nou by die huis is, of in 'n ouerhuis, in 'n hospitaal, waar ook al, Here. Here, U is bekend met elke sieke, Here. Here, die lied sê, You are the God our healer. Here, en daar is niemand soos U, Here. Here, want U is die genees, ek wil alle genees, Here, Here. Here, maar ons sê baie dankie, Here, vir die mensekind wat U hier op aarde gestel, Here. Die genees, Here, Here, om te sien na die siekes, Here. Here, die verpleegsters, Here. Elkeen, Here, as ook in 'n huis, Here, waar ook al, Here, wat met 'n sieke te doen is, Here. Here, ons weet dit is nie maklik nie, Here. Here, want mense raak moeg, Here, raak afgemat, Here. Jy voel partyk is uitgeput, Here. Here, maar dankie dat ons weet U gee vir ons krag, Here, om aan te gaan, Here, dag vir dag. Here, soos ons nou hier staan en sit, Here. Here, is daar mense wat miskien worstel met die dood vanmôre, Here. Here, maar ons bid hier vir verlossing van hulle siele, Here. Here, U is bekend met elkeen, Here. Here, gaan niemand verby in die dag nie, Here. Here, U ken elkeen by die naam, Here. Here, ons ken nie al die name nie, Here. Here, maar U ken, Here. Here, elkeen wat Amerikaanse gebrek tot sy liggaam wil dit kom seën. Here, gedenk aan hulle, Here, wat wag vir uitslae van toetse wat gedoen is, miskien in die afgelope week, Here. Here, mense is bekommerd as jy hoor die dokter sê vir jou, ons sal vir jou laat weet, Here. Here, maar ons bid vir elkeen wat ook al die uitslag gaan wees, Here, dat U vir hulle God van naby sal wees, Here. Here, ons het ook nog gehoor, Here, dat die dood ingetree het, Here. Here, dit is nie maklik nie, Here. Here, ons het ook gestay by 'n grootmoeder se begrafnis, Here. Here, dit is nie maklik vir familie om 'n familielid aan die dood af te staan, Here. Here, maar baie dankie, Here, dat ons weet, Here, U het die trooster vir ons agtergelaat, Here. Here, wees met ons, Here, in die dag, Here. Here, wees met die woord, Here. Here, waar die woord ook vanmôre uitgaan, Here. Elke denominasie, Here. Here, ons bid vir hulle, vir hom wat staan met die woord vanmôre, dat elkeen wat gaan staan met die woord, net sal sê, so die sê die Here, van die leerskare, Here, ons wat woorde wat sal hoor, Here, nie net woorde sal wees nie, Here, maar ook doeners. Sien ons in die dag, laat U wil geskied en laat U koninkryk kom. U naam te eer met baie danksegging. Ons wil graag die volgende lidmaat dan gelukwens. Ons het hier naam ontvang ons die huweliksrekening Suster Smith en haar eggenoot het gister 39ste huweliksrekening gevier. Smith kan maar staan. As daar enige ander persoon wat vanmôre hier is wat dan spesiaals gevier het, verjaarsdag, huweliksrekening, met namens die kerkraad en gemeente wil ek vir hartlik geluk toewens met nog 'n jaar wat nie bygevoeg is. Ons trou dat die Here die dag wat hy gister gehad het, genotvol vir u gemaak het, maar dat u ook die Here die eer gegee het vir nog 'n genade jaar. Dit is vir ons werklik wonderlik vir u sê dat dit is net genade, dat die Here vir ons hierdie oomblikke gee, of dit nou verjaarsdag is, of dit 'n huweliksrekening is. Ons is vir die Here daarvoor dankbaar. Ons vertrou dat die Here vir u nog verder sal seën en vir u sal dra, soos hy alreeds vir u gedra het die afgelope 39 jaar. En wil vir u gee Prediker 4 vers 9 en 10 wat sê 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val alleen is
is daar niemand om hom op te help nie. En dit is wat die huwelik is. Dat ons mekaar daar of mekaar is om mekaar te help. Wanneer ek struikel, dat my partner is om my te help. Maar God dan hier die teksvers ook waar maak in die huwelik vorentoe. Kom ons sing vir Suster Smith en vir ander mense daar buite. Lekker saam, happy anniversary to you. Verlede week het dominee die eerste 3 kerse van Advent aangesteek. Vandag is die 4de Sondag, die laaste Sondag van Advent. En ons gaan dus vandag ook dan so die laaste kers van Advent aansteek. Die eerste broer was soms al vir ons die kerse, sal vir ons die eerste 3 kerse aansteek en dan ook die 4de kers. Die eerste 3 kerse spreek van hoop, liefde en vreugde. En die 4de Adventskers spreek van vrede. En ek wil aan die voorhou Jesaja 9 vers 5. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige Vader, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Mag ons, wanneer ons na hierdie 4 kerse kyk, God se liefde, hoop, vreugde en vrede ervaar in hierdie kersgetyd. Kom ons word stil voor die aangesig van die Here. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dan kom prys sy naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Mag die Here ons seën, hy wat die hemel en aarde gemaak het, mag hy ons seën. Hy wat aan die kruis vir ons sondes gesterf het, mag hy ons seën. Hy wat deur sy inwonende krag weer vir ons hoop gee, mag hy ons seën. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam Gesang 74. Gesang 74 sing saam met Bethlehem, jy saam in jou kore, jy almal saam met hart en stem, die redder is gebore. Kom ons sing vers 1 en vers 4 van Gesang 74, lekker saam.
vierde vers van 74? Sal ons sal. Ja, net die vierde vers van die 1 vers by sin totaal. Ons gaan Here neem met ons offergawes. Ons herinner u daaraan dat ons die eerste kollekte in die skatkis gooi, die tweede kollekte word in die sakkie gegooi. Nee? So al het u minstukke wat u as eerste kollekte het, gooi jy dit in die skatkis en dan die tweede kollekte word dan in die sakkie gegooi. Daar sal vir ons dan net speel terwyl die kollekte opgeneem word.
Ons vind ons skrif is ons net 1 vers saam, dis die broer Jansen gaan vir ons die skrif lesing voorhou. Ons vind in Numeri 23. Numeri 23. Ons vind tegniese probleme, so vir diegene wat nou nie Bybel of nie ons tegniese probleme hierdie kant in die projektor, so maar luister maar na die voorlesing, maar dit is dit 1 vers, Numeri 23, ons gaan net 1 vers lees, ja. Vers 19, ja. Numeri 23, vers 19, Numbers chapter 23, from verse 19. Môre, broers en susters. Ons lees van Numeri 23, vers 19. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mens kind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Tot sover die woord van die Here. Baie dankie, broer Jansen. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. 'n Mens dat hy van gedagte sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie. Iets beloof en dit nie uitvoer nie. Nogal wil ek praat op die 4de Sondag van Advent oor God se getrouheid. Want hierdie jaar is ons allemaal 'n moeilike jaar gewees en ek wil juist daarop fokus dat ons God se getrouheid kan sien ten spyte van wat in ons gebeur het. En getrouheid is een van God se mees belangrikste eienskappe. Dis juist hoekom Numeri 19 sê God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Dit maak vir ons duidelik. Dit maak vir ons duidelik dat ons kan verstaan dat as God vir ons 'n belofte gegee het, hy dit vir ons sal waarmaak. Partykeer nie op die manier soos ek dit wou gehad het, maar op God se manier. So hy bly getrou aan sy woord. Hy kom net nie op die manier deur wat ek as mens het wou gehad het nie. Ons kan nie we cannot have faith, or we cannot let's say a different way. We cannot be faithful without having faith. Because God is faithful, we have faith in Him. So God bly getrou, ongeag van ons huidige situasie, ongeag van wat ons ondervind, ongeag van hoe ons voel hier binne, bly God getrou aan ons en aan sy woord. Maar omdat hy getrou is hy ook 'n liefdevolle God. En liefde is juist dan die fondasie vir God se getrouheid. Want wat hy doen vir ons, doen hy uit liefde uit. Wat hy aan ons vir ons gee hy vir ons, nie wat ons verdien nie, maar omdat hy lief is vir ons. En sy liefde wys sy getrouheid. Wanneer ons op God vertrou, ten volle op hom vertrou, kan ons in 'n lewe van oorvloed inloop. Weereens ons lewe van oorvloed hoef nie 'n oorvloed van geld en motors en 'n massiewe huis in Constantia of waar ook te wees nie. Dis 'n lewe van oorvloed van God se genade. 'n lewe van
van gesondheid in ons skenk. 'n lewe oorvloed van dat ons het genoeg om van te leef. Dat ek nog elke maand my rekening kan betaal. En ek nog elke maand geld het om elektrisiteit te koop wat so duur is. Om my reis en my waarde te betaal. Om seker te maak dat my familie elke dag kan eet. Dis oorvloed. Want mense daar buite van honger ly, het nie dit nie. Ons voel beteken ons arm. En ek dink myself, ek kan nie eens my 'n paar tekkies koop nie. Maar dis nie belangrik nie. Het ek kos in my kaste? Ja. Ek is geseënd. Ek het oorvloed. Want God is getrou. Maar God se getrouheid vereis dat ons die volle op moet staan. I need to fully rely on God. Ek kan nie op mens vertrou nie. So Suster Isa se 'n paar weke terug in haar boodskap gesê, ons is baie keer so haastig dat ons wil voluit hardloop, ons kan nie wag vir God om die vrede in ons lewe te bring nie. Ek wil self dinge bewerkstellig. God se getrouheid aan ons vereis dat ons hom ten volle vertrou. Wanneer ons God se woord lees, spreek elke keer van hoe getrou hy is, van hoe sy liefde vir ons oneindiglik is, dat hy trou is aan sy woord, en aan sy kinders. Ja, het lyk nie vir ons altyd so, maar God bewys sy getrouheid aan ons, deur ons hartseer ongelukke ook. Hy bewys sy getrouheid aan ons, deur aan moeilike tye ook. Tye wat mense vir ons wil afbreek, bewys God nog steeds sy getrouheid aan ons. Hier is ons wat getuies is van God se getrouheid, as ons dink aan ek wil dit noem aan 'n suster wat en 'n broer wat iets groots oorgekom het, dat hulle vasgeloop het met 'n maatskappy. Maar God was getrou aan daardie familie dat hulle kon doen wat hulle wou gedoen het, ten spyte van wat met hulle gebeur het. God was getrou nog steeds in daardie moeilike omstandighede. God se getrouheid hang nie af van wat ek doen nie. God se getrouheid hang nie af van die feit dat ek op Sondag in die kerk sit nie. Dat ek in die praise and worship of die spiritual dancing is, of ek nou hier is om seker te maak die live video word uitgestuur en wat ook al nie. God se getrouheid hang af van my gewillige hart om op hom te vertrou. God se beloftes het nog nooit verander nie. Dit bly dieselfde. Daarom sê Numeri 19, sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Sy belofte is reg deur die woord. Reg deur die woord bly dieselfde. Partykeer bid ons vir genesing van iemand wat siek is en dan moet ons sterf en as hy kwaad en dan sê ek, maar Here, hoe is nie getrou as jy dan toelaat die persoon sterf? God is nog steeds getrou in daardie oomblik. Ek wil nie voorhou Jesaja 45. Ja, maar 54. 54 vers 10 sê, berge en pad geneem, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My volle verbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet. Wat sê vir ons? Maak nie saak wat die situasie is nie. Maak nie saak hoe moeilik dinge vir jou raak nie. My liefde vir jou en my trouheid aan jou sal nooit verdwyn nie.
sê die Here in soveel male in die Bybel. Romeine 8 praat van everything works together for the good for those who trust in God. So ja, al probeer mense vir my afbreek, al probeer mense vir die wat ook al doen, alles aan die einde kom alles ten goeie neer, omdat ek op die Here vertrou. Hoeveel keer kon jy nie in sak as gaan leer? Hoeveel keer kon ons het gesê, ag ek het nie meer lus vir die dinge nie, want alles wat ek glo gaan gebeur nooit nie. Op elke hoek draai my mense met inloop, op elke hoek draai my mense met afbreek, op elke hoek draai val mense met aan. Waarvoor moet ek dan nog so aan sukkel? Jong, ek gee op. Ek verloor hoop. Ek verloor vertroue in God. Maar God vra juis vir ons, juis in daardie oomblikke, juis in daardie oomblikke wanneer dit die moeilikste gaan, wanneer 2021 vir jou die hardste geslaan het, en nie weet wat er kan doen nie, juis in daardie oomblikke sê die Here vir jou, bly getrou, want ek sal my trouheid aan jou bewys. Het ons geloof in die Here in die moeilike tyd? Bly ons vashou aan dit wat hy vir ons beloof het? Weet jy, ek besef dat selfs in ons ontrouheid, selfs in ons ongehoorsaamheid, bly die Here getrou. Al draai my dag op die Here, al sê ek ook, maar man maak nie saak wat ek probeer doen nie, niks kom reg nie. So hoekom moet ek nog glo? Die Here bly ons steeds getrou, selfs al draai my reg. Ons het hierdie jaar ons familielede verloor. Ons het hartseer tye beleef, en ek het dit self ondervind in voorbereiding van hierdie preek. En ek het self besef dat in die moeilikste tyd in hierdie jaar, in Maart 2021, toe my ma gesterf het, het ons vrae gevra, ons gaan nog steeds vra. En ons gewonder, Here, maar as sy die kind is, ons het ons gewonder, as sy die kind is, en u sê u is getrou, u is so goed, en die een van Christelike liedere was The Goodness of God, wat ek later ons moet na luister. Selfs in daardie oomblikke sê ek vir die Here, maar as u dan nou so goed is, as u dan nou so getrou is aan ons, hoekom het u toegelaat dat sy sterf? Weet jy wat sê vir op daardie oomblik? Gods getrouheid is nie teenoor my, of my pa, of my sisters, of die rest van die familie nie. Godse getrouheid was teenoor haar. Ja. Hy het vir haar deurgekom. Hy het in haar oomblik van swakheid, haar oomblik van pyn gesien. Dis tyd om haar huis te doen. En so het ons elkeen van ons lewens dit ervaar in die jaar waar familie van ons weggeneem was. 'n ma, 'n pa, 'n broer, 'n suster, 'n ouma, 'n oupa. En ons betwyfel aan God se getrouheid. God was getrou, nie teenoor ons, maar in daardie persoon. Now we'll sing of the goodness of God. Die vers sê, all my life you have been faithful. En dit is waar we so getref het, all my life you have been faithful.
En aan die einde is God nog steeds faithful. Alhoewel dit nie teenoor my was nie. Teenoor U was nie. Maar die persoon wat hy omhaal het. So selfs in daardie tye is God goed. En wanneer ons 2021 aan die einde kom van 2021, soos na ons kom aan die einde, dat God dit vir ons kom duidelik maak. Ek bly getrou. En ek sal getrou bly. En ek sal die volgende jaar vir julle weer dra. Ek sal weer getrou bly aan julle. Ek sal dit wat seer gemaak het, sal ek regmaak, omdat ek nou aan julle getrou bly. Omdat ek nou my woord op my woord staan, waar ek sê, ek sal julle vertroos. Ek sal dit, wat in Joel van praat, van 'n springkaan plaag, wat die oeste gevreet het, tot die grond plat gevreet het, kom God, en hy sê, ek sal weer herstel bring. Omdat ek getrou is. Omdat ek liefdevol is. En wat ek wil hê, dat julle nie moet ly nie. God roep ons vandag tot getrouheid. God roep ons vandag tot 'n diepe besef van geloof in hom. Dat ons hom alleen sal staan maak. Nie op ons eie kragte en insigte nie. Maar om hom ten volle sal vertrou. Ons almal ken daardie trust game wat ons speel, waar jy moet staan en 'n persoon van agter jy moet terugval in die vertroue dat 'n persoon vir jy sal vang. Dis wat God van ons verlang. God sê, val net agter my. En weet dat ek agter julle is om julle te vang. Stel julle vertroue ten volle in my. En bly getrou aan my en ek sal aan julle getrou bly. So, nou ook, ek net vir die vraag, vir ons nie te bespreek, ja, maar ek het nou vergeet om dit op te stel. Ons gaan luister na die lied, Goodness of God. En soos lied speel, wil ek hê dat jy die woord na die woord luister. Maar ook dit wat die woorde sê sal aanneem. Dat jy sin sal maak. En dat jy hier weer verder sal stap, dat God getrou is. En hy altyd aan ons getrou sal bly. From the moment that I wake till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
Dierbare God, Hemelse Meester, ons kom Here vanmôre vir baie dankie sê vir die genade en vir die liefde. Dankie Here dat ons hierdie oomblik kan besef hoe getrou U vir ons is. Al voel dit elke van ons so die Here, al voel dit vir ons alleen staan, al voel dit asof niks Here vir ons sin maak nie. Here, kan ons in hierdie oomblik besef dat U nog steeds aan ons getrou bly. Hy nog steeds dieselfde Jesus is, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy nog steeds die een is wat die waarmaker van die woord is, wat Numeri 23 so waar maak, wat sê dat U nie 'n mens is, dat U sou lieg nie. Dat as U iets gesê het, sal U dit nie doen nie, en as U beloof het, dat U dit nie sal laat gebeur nie. Dankie Heer, ons op die beloftes vandag kan staan. Dankie dat ons aan die beloftes kan vasstaan en dan kan vashou en glo Here, dat ten spyte van 2021 se hartseer pyn en se lyding, dat U nog steeds getrou was. En nog steeds vir ons gesien het elke dag. En ons nog steeds Here oorvloed het, al lid U al vir ons. Gebed van my hart is Here, dat U vir ons met 'n nuwe visie, 'n nuwe krag uit sal stuur, Here, dat ons met 'n hoop sal uitgaan, dat ons vir die wêreld kan vertel van God se goedheid, van God se getrouheid. Ek kom bid, Here, in die laaste 2 weke van hierdie jaar, Here, vir ons nog steeds die getrouheid sal kom bewys. En as ons 'n nuwe jaar instap, Here, ons sal weet dat ons nie alleen dit sal instap nie, maar saam met U sal wees ons getroue Hemelse Vader. Here, kom maak ons gehoorsaam aan U. Kom maak ons weer getrou aan U, Here. Ja, want ons het hierdie jaar baie keer, Here, afgewankel. Ons het baie keer, Here, gevoel ons rug op U te draai, Here. Maar het elke keer gestaan. Here, met open arms ons terug verwelkom. Want U is 'n liefdevolle Vader. Nou wat U vandag van ons vra, is om Here net terug te val in U arms. In volle vertroue op U te staan te wees, Here, dat U 'n waarmaker van die woord sal wees. Seën ons as gemeente, Here. Dankie, Here, vir dit wat U vir ons as gemeente kom doen. En dankie vir ons bazaar, Here, ten spyte van soveel struikelblokke, challenges, Here, vir ons pad voorkom het, Here, kon ons, Here, R65.000 gemaak het, Here, wat 'n wonderlike bedrag is in hierdie tyd. Ons eer U daarvoor. Ons eer U vir ons lidmate, Here, wat ons steeds gee, Here, ten spyte van ekonomiese omstandighede, wat ons steeds hulle sakke oopmaak om te gee, omdat hulle dankbaar is teenoor U wat getrou is teenoor hulle. Lei ons verder, Here, as ons vir ons in die week wat voor is al voorberei om U geboorte weer te herdenk, Here. Kom vra ek dat hierdie Kersfees vir ons 'n nuwe Here Kersfees gedagte sal gee, 'n Kersfees van hoop sal wees, maar 'n Kersfees van beseffing, Here, van dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor U vir U genade. Dat ons nie een oomblik U genade, Here, sal van afsaam of minder daarvan sal dink nie, Here. Maar dis net U genade dat ons vandag moet is. Sien ons, Here, lei ons verder te pleit aan 'n onfeilbare naam met die bedanksegging. Amen. Ons gaan afsluit met Psalm 3 en 8. Twyfel nie meer, vertrou die Heer, hy stel die nooit in eer. Alles nooit ook nog so groot. Jesus wat altyd weer ons sing, en 2 keer lekker saam, die koortjie twyfel nie meer, vertrou die Heer.
die seën van die Here ons huis toe vul met sy vrede en sy liefde. May you know of God's faithfulness that is new every morning. May you know the grace of Jesus Christ that saves you. May you know the work of the Holy Spirit that enables us to faithfully serve God. Go in love, go in peace, go in joy. May His hope, His love, His joy, and His peace be with us today, tomorrow, until He returns.